En ons vertrou die Here vir groot deurbrake. My vrou het 'n wonderlike profetiese woord gebring, so 2 weke terug. Een aand, tydens ons Woensdag aand uitsending, en toe sê sy, wanneer jy die jacarandas sien blom, en dis in besonder nou in Oktober, elke keer wanneer jy hierdie wonderlike jacarandas sien, hierdie persblommetjies sien, dan verklaar jy deurbrake. En die Here praat toe met my en sê, praat oor deurbrake die hele maand van Oktober. En ons verklaar dat Oktober 'n deurbraakmaand is. Kom aan, ons glo dit. Ons bid so vir ons mense, en ek wil vir jou vra, ek wil jou nooi om saam te bid. Ek wil vir jou vra om deel te neem. Daar's baie uitdagings. Ek wil so ietsie net vinnig sê, terwyl dit op rekord is. Dit gons nou in die media oor die CRL komitee wat nou aangestel is deur die regering om die kerk te reguleer. Ek wil vir die regering sê, hoe klink dit dat die regering gereguleer moet word? En ek het baie ure gebid hierdie week. En ek voel net dat die Here sê, hy het met my gepraat en ek wil net ons gemeente bemoedig met 'n profetiese woord en ek wil vir jou sê, moenie vrees nie. Want die Here het gesê, ek bou my kerk en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Ek wil vir elke pastoor sê, jy gaan net aan met die hulp en genade van die Here. Ons vrees geen duiwel in die hel nie. Kom aan, ek wil dit uitspreek, geen demoon kan die kerk stop nie. Geen duiwel kan, hy probeer, maar die Here het vir ons beloof, hy bou sy kerk. So, dis eintlik baie arrogant om te dink dat jy die kerk wil reguleer, terwyl die regering en alles wat daarmee saamgaan in so groot chaos is. Terwyl daar soveel korrupsie is, soveel leuns, soveel steel. En ek roep die kerk op vanmôre dat ons sal bid vir 'n nuwe regering. Kom aan, dat ons sal bid vir goddelike leierskap, mense wat sal omgee vir Suid-Afrika. So moenie vrees oor hierdie goed en ek voel tog net om te profeteer en besonder vir leiers wat nou so 'n bietjie bevrees raak. Die Here Jesus het gesê hierdie goed sal kom. Hy het gesê in die laaste dae sal jy maar sien hierdie goed gebeur. Daar sal maar vervolging kom. So weet maar net ons doen iets reg. En ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Luister mooi, hoor die woord van die Here. Ons stryd is nie teen die regering. Ons stryd is nie teen hierdie CRL. En hulle het hier 'n komitee gestig en ek weet nie wie goedkeuring gegee vir dit nie. Jy wat net wil hoor wat jou pastoor te sê het, maar as jy my volg, sal jy sien, ons praat gereeld oor al die goed. En immers, as jy dan nou 'n komitee wil stig wat die kerk wil reguleer, sit dan nou net mense op wat kredietwaardig is, mense wat jare pastore is, kom aan, mense wat die pad stap, manne van integriteit, manne wat getrou is, kom aan, manne van geloof, manne wat bid. Moenie vir ons iemand daar opsit en sê, sy moet die kerk reguleer, maar sy glo nie eens in die stem van die Here nie. Jy sê, kom sê het nou, want ek is op rekord, almal moet dit hoor. Ek skaam my nie vir die evangelie van Jesus Christus. Nie vir ons sê, joh, klap die salwing my nou. As jy dink jy hoor by God of jy praat met die Here, dan moet jy psigiatriese saal toe gaan. Maar vrou, jy moet nie net psigiatriese saal toe gaan, jy moet tot bekering kom. Jy moet verlos word. En ek bid dat ook so, en ek vra Word and Spirit familie, en almal wat nou kyk, en later gaan kyk, ons bid vir haar, ons bid vir die hele raad, en dat die Here sal ingryp, en dat Jesus Christus verheerlik sal word, hy sal sy kerk bou, kan jy amen sê, hy is in beheer van sy kerk, so ek voel net om jou te help, moenie vrees nie, die goed gebeur, ek kan dit vir jou verder inkleer wat die Here my wys, dis maar net die begin van kommunisme. Die eerste ding in kommunisme wat hulle doen is, hulle beheer die kerk. En totdat hulle die kerk kan sluit, luister mooi, jy kan die geskiedenis gaan kyk van kommunistiese land, totdat hulle die kerk sluit,
sal hulle probeer om die kerk te beheer. En vanmôre verklaar ek, ons word deur niemand beheer nie, behalwe die lieflike Heilige Gees. Ons word deur niemand gemanipuleer nie. Ons kom teen daai gees van manipulasie en ek sê vir jou, die Here Jesus bestraf jou. Jou gees van vrees, kom lig jou stem, die Here bestraf jou. Laat hy wat 'n oor het hoor wat die gees van die Here sê in die gemeente. Die grootste herlewing kom nou, ons is in dit, voor die Here Jesus terugkom. En niemand kan dit keer nie, niemand kan dit stop nie. So net so ietsie daaroor, kom ons bid ernstig daaroor, dit is nie ligte boere musiek nie. Dis regtig nie 'n grap nie, as jy lief is vir die kerk, lief is vir die bediening, lief is vir jou pastoor, lief is vir God se werk, sal jy saam ons bid soos nog nooit nie. En so ons weet, die Here is met ons, so skep moed, en ons profeteer dan ook oor die kerk in hierdie maand deurbrake. Kom aan, deurbraak. Hoor hoe mooi, hoe gepas is dit. Halleluja, ek is so vol van die hemel, en ek bring vir jou die hemel vanmôre. Ontvang dit. Dankie vir al die grappies. Ek het hierdie week soveel grappies ontvang. Almal wil hê ek moet hulle sinne lees, maar hierdie ene het ek gekies vir vanoggend. Geniet hom, dis 'n blonde grappie. So hierdie blond vlieg saam met 'n vlieënier in 'n klein vliegtuigie. En die vlieënier kry toe 'n hartaanval, en toe hulle in die lug is, begin hierdie blonde girl hysteries gryp en roep op die radio en sy sê, Monday, Monday, die vlieënier is dood. En die man in die beheerkamer stel haar gerus en sê, hy gaan haar help om veilig te land, sy moenie bekommerd wees nie. Hy vra toe vir haar, wat is jou hoogte en jou posisie? Sy sê, ek is 1.7 meter lank en ek sit in die regterstoel. En skielik is daar stilte. En hy sê, luister nou baie mooi vir my en sê nou mooi agter my aan, onse Vader wat in die hemel is. Oh, Here help ons. Prys die Here. Hier's 'n wonderlike deurbraak atmosfeer. Ek het hierdie ou koortjies geniet vanmôre. Vanmôre praat ek met jou oor praat jou deurbraak. Laasweek was ontvang jou deurbraak. Sê dit saam met my, ontvang jou deurbraak. Sê ek ontvang my deurbraak. Vanmôre wil ek vir jou wys hoe belangrik is dit om jou deurbraak te praat. Ook dit wat ek nou net gesê het, nou net geprofeteer het oor al hierdie vervolging wat kom en al die uitdagings. Ons sal moet deurbrake praat. En ons voel nie altyd so nie, en dis hoekom ek laasweek vir jou gewys het, maak seker dat jy daai woord luister indien jy dit nog nie gedoen het nie. Jy ontvang jou deurbraak. Ek het vir jou 2 sleutels gegee, slegs deur geloof en dan ook gehoorsaamheid. Jy voel nie altyd so lekker nie. Ek het soveel verskillende preke al gepreek oor, dis oukei om nie oukei te wees nie, maar dis nie oukei om nie oukei te bly. Wat ek daarby bedoel, jy voel ook nie oukei vanmôre nie, maar jy gaan moet jou uit daai probleme uitpraat, jy gaan jou moet uit daai negatiewe goede uitpraat. Kyk, ons bid en ons glo en ons kies om die woord te gehoorsaam, maar ek wil vir jou praktiese goed te gee. Dit help nie, jy bid deurbraak. Luister nou mooi, in hierdie maand wat ons net oor deurbraak praat, maar dan praat jy dood oor jouself. Dit help nie, jy bid een ding, maar jy praat 'n ander ding nie. Jy gaan nooit resultate sien nie. Dit help nie, jy bid en sê, Here, seën my besigheid, maar jy praat dood daaroor nie. Dit help nie, jy bid, Here, seën my kinders, dat hulle U net dien, en nou is jy frustreerd en dan praat jy dood. Dan sê my kind is so en so en so. Of jy hou 'n tea party saam met jou vriendin en dan bespreek jy jou man.
Nie dit doen nie. Eina. Is nou 'n paar vrouens wat hulle mans toe draai. Hulle niks eens gesê nie, maar hulle draai sommer al klaar. As jy deurbraak wil sien, gaan jy moet leer om jou mond te beheer. Dis hoekom almal nie kan preek nie. Almal kan nie op 'n platform wees nie. Glo my, almal kan nie profeteer nie, want die Here kan nie hulle monde vertrou nie. Skryf baie mense voor jou, is hulle so, agter jou rug is hulle anders. Maar die Here sien alles. Ek lees die Bybel sê, moenie as die koning vloek in jou gedagtes nie. Jy sien, want wat jy saai, gaan jy maai. So laasweek het ek vir jou gewys hoe Dawid 'n wonderlike deurbraak beleef het, en hy het toe sommer die plek Baal Perazim genoem. In 'n reeks moet jy so bybly, want dit volg op mekaar, en dit beteken die Here van die deurbraak. En hy het oorwinning gehad oor die Filistyne. Hy het baie probleme met die Filistyne gehad. En hy noem toe die plek Baal Perazim die Here van die deurbraak. Nou wil ek vanmôre nog 'n wonderlike deurbraak storie met jou deel, wat jy verskriklik gaan geniet. Genesis 38, jy kan nie daar op die bord kyk. Genesis 38:27, en toe sy sou baar, was daar 'n tweeling in haar skoot, en ek wil hê vir huiswerk kan jy by die huis die hele hoofstuk gaan lees. Dis die storie van Tamar, wat swanger geword het by haar skoonpa. Jy moet die hele storie gaan lees, om dit daai konteks te verstaan. Cheers. En nou is ons hier, die Bybel sê, daar's 'n tweeling in haar skoot, en terwyl sy baar, het een die hand uitgesteek, en die vroedvrou het dit gegryp. Nou ek het so 'n bietjie gemediteer oor hierdie storie. Ek het self 2 kinders, en ek was bevoorreg om al 2 keer by te wees, by die bevallings, en ek wil vir jou sê, as 'n ou hierdie lees, moet jy dit stadig lees. En terwyl sy baar, het een die hand uitgesteek. Kry nou die prentjie. Hierdie is nou 'n baie sensitiewe prentjie. En die vroedvrou het dit gegryp, seker hom nou nie hard nie, en 'n rooi draad om sy hand gebind, en gesê, hierdie een is eerstegebore. Nou, miskien was dit maar die gebruik wat die vroedvrouens gehad het in daardie dae, as daar nou tweeling is, net om te kan bepaal, wie's nou die oudste, wie's nou eerste. Maar ek sou sê, om 'n handjie te gryp wat nou daar uitkom, en 'n rooi lint om te bind. Ek het so 'n bietjie gemediteer oor die storie. OK, maar jy kry die prentjie. Vers 29 sê, maar toe hy sy hand teruggetrek het. Kyk. Ek dink nie, dis iets wat hy elke dag sien of beleef nie, maar die skrif wys dit nou vir ons. Word sy broer gebore. En sy sê, hoe kragtig, hier's 'n woord, hoe kragtig het jy deurgebreek. Ek wil nou net iets sê oor die ander boetie, maar nou nie dink hy's 'n loser nie. Sy naam net vir die interessantheid, vers 30 sê, en daarna is sy broer gebore aan wie se hand die rooi draad was, en hulle het hom Serag genoem, en Serag beteken lig, of opkom, jy weet, soos wat die son opkom, so is ook baie mooi. Maar hulle was verstom oor wat hier gebeur het, want hierdie ouetjie, eers sy handjie uitgesteek, en toe maak hulle om sy handjie vas met 'n rooi draad, en toe trek hy sy hand terug, en die volgende oomblik, toe breek die ander boetie deur. En die Bybel sê, hy het kragtig deurgebreek, en daai woord vir kragtig deurbreek, jy kan dit neerskryf, ons gooi dit vir jou op, is peres. En let op, dis dieselfde woord wat ek laasweek bedien het, dis wat so kragtig is. Baal Perazim kom van dieselfde Hebreëse woord parats, en hierdie woord kragtig deurbreek, peres, kom dan ook van dieselfde woord parats af. En dit beteken om deur te breek, kyk daar, uit te bars en oop te breek.
En ek wil vanmôre oor jou profeteer dat al voel jy nie so nie, ek gaan nou by die praat uitkom, gaan jy moet oor jouself hierdie ding uitspreek. Jou pastoor seën jou aan mekaar, maar jy sien, ek kan nie namens jou daar by die huis of by die werk of daar by jou familie, waar dit dalk 'n bietjie rof gaan. Ek kan nie namens jou daar praat nie. So sit dit jou hande, as dit skoon is, so liggies op jou lippe. Dan sê Heilige Gees, salf my lippe. In Jesus naam. So ek wil vanmôre oor jou profeteer dat ons in hierdie maand en in hierdie tyd, ek vertrou die Here voor die einde van die jaar. Ek het so gebid oor hierdie naweek, oor hierdie woord, dat ons mense sal deurbreek. Kom aan, hoor in spirit. Dat jy sal uitbars. Sê vir jou langs aan jou, mag jy uitbreek. Kom aan, profeteer, uitbreek. Kom aan, kan ek vra dat almal praat asseblief? Draai na iemand anders toe, sê mag jy uitbars, uitbars, uitbars. Labo sakatalaba mandele bekendo bushanta yele bosan. Ek is swanger met 'n woord van die Here vir die kerk, ten spyte van uitdagings, ten spyte van dreigemente. Ek hoor die Here sê, was dit nie so met my eerste apostels ook nie? Was dit nie so met my eerste kerk? Praat hy nou net met my? Hulle was gereeld gedreig. Krag van die Here is soos 'n kleed kragtig op my. Hy sê, was dit nie maar so in die begin ook nie, so sal dit wees in die laaste dae, maar die grootste herlewing, net soos Handelinge en groter sal gesien word, en almal sal verstom wees, en almal sal verbaas wees, maar daarom wil die Here die kerk so toerus, en dis wat met jou gebeur hier by Word in Spirit, dat jy 'n sterk Christen kan wees, sodat as daar vervolging kom, dat jy kan staande bly. Kom aan, as daar kritiek kom, jy wat 'n pastoor is, en besonder vir predikers, die Here maak jou sterk, anders sal jy dit nooit maak nie, jy sal dit nooit hou nie, want mense gaan altyd opinies hê. Mag die Here jou salf, met hierdie deurbraak salwing, dat jy sal uitbreek, uitbars, oopbreek, net soos hierdie jacarandas. As jy in hierdie maand, waar jy ook al ry jacarandas sien, al wat jy praat is deurbraak. Jy sê, maar ek voel nie so nie, ons verstaan, dis hoekom ons oor geloof gepraat het laasweek. Vanmôre wil ek vir jou wys dat jy jou mond gaan moet gebruik. Dis wonderlik wanneer 'n pa jou seën, dis 'n wonderlike preek vir 'n ander dag, the blessing of the Father. Ek doen dit aan mekaar elke dag, nie net my eie 2 pragtige kinders nie, maar my geestelike kinders oral. Ek seën altyd. Dit is geweldig kragtig wanneer jy gekoppel is aan 'n plaaslike gemeente en jy het 'n pa, 'n pastoor in jou lewe wat jou seën. As te veel ouens, ons noem hulle lone rangers, en hulle dink hulle die kerk nie nodig nie. Ek sê nou vir jou, baie binnekort sal jy die kerk nodig hê. Jy sal dit erken voor almal. Baie ouens praat teen die kerk, en hulle praat allerhande negatiewe goede, want hulle wil hulle lewenstyl regverdig. En ek wil vir jou sê, wanneer jy teen die kerk kom, dan kom jy teen Jesus self, want is sy kerk. Wanneer jy kom teen sy oogappel, die kerk, in Christus, kom jy teen hom. Wanneer jy kom teen sy gesalfdes, luister mooi, kom jy teen hom. Ons gaan in hierdie tyd deurbraak moet praat, al voel ons nie so nie. Ek voel tog om vir iemand te sê, jy word nie gelei deur jou gevoelens nie, jy word deur die Heilige Gees gelei. Halleluja, wie van julle was al regtig op 'n laagtepunt? Kan ek sien, wees eerlik, jy was al op 'n laagtepunt. Dis hoekom ek nou gesê, dis okay om nie okay te voel. So jy kan al die preke luister. Hierdie week het ek 'n persoon bedien in Viljoenskroon, in die Kaap, in Poland, oralste. En ek moet baie keer vir mense sê wat nie gegrond is dit die woord in die woord nie, geground is in die woord nie. Gaan nou en dis gratis en dan begin jy sommer by Sondag en dan luister jy al die preke, sodat jy vol kan kom van die woord, want die woord bring geloof. Want jy sien die probleem is, ons word gebombardeer met negatiewe goede op die nuus en op sosiale media, en party ouens is dag en nag op sosiale media aan wat mense te sê het en die opinies van mense, in plaas van wat die Here sê, kom aan wat die woord sê.
En as jy nie gegrond gaan wees, luister mooi, ek sê vir jou voor die tyd, in die woord, in hierdie uitdagende tye nie, gaan jy nie staande bly nie. Daar's mense wat deur die wêreld ingesluk gaan word. Of vir elke ouer hier sê, pa en ma, jy moet jou kinders bemoedig om onder die woord te kom. Hulle sal nie staande bly in hierdie tyd teen versoekings. Die wêreldse begeertes, as hulle nie in die kerk is en onder die woord sit nie. En dis hoekom ek ook dan so praat oor die belangrikheid van die kerk. Want daar's soveel mense vanmôre wat deur moeilike tye gaan, maar hulle kruip weg en sê, ons wil nie in die kerk wees nie. Vriend, jy het juist die kerk nodig, jy het juist die Here nodig, jy het juist mense om jou nodig, kan jy amen sê. Mense wat vir jou omgee. So, jy voel dalk nie so great, jy voel dalk partykeer jy gaan deur 'n laagtepunt. Hierdie week saam met iemand gebid wat op sy laaste is, en gesê, moenie bekommerd wees nie, as dit tyd om gebore te wees, as dit tyd om te sterwe. Vrou is in trane, hulle met liefde bedien. Aan mekaar het ons met die goede te doen, maar weet julle wat, ons het die geleentheid om ons monde te kan gebruik. Kom aan, as geesvervulde mense, kan ons skep met ons woorde. So hierdie storie is nog 'n deurbraak storie wat my aangryp. 'n Tweeling boeties. Een se handjie kom deur, hy kry 'n rooi lintjie. Hy trek terug, die volgende oomblik breek hierdie boet deur. Hierdie boetie, en hulle noem hom Peres. En sy sê, hoe kragtig het jy deurgebreek. En ek wil vir die Here vertrou vanmôre uit my hart uit, dat daar oor elkeen van ons mense gesê sal word, hoe kragtig het jy deurgebreek. Hoe kragtig het jy deurgebreek, kom aan, in jou finansies. Hoe kragtig het jy deurgebreek in jou bediening, halleluja. Hoe kragtig het jy deurgebreek in jou liggaam wat siek is. Ek wil vanmôre sê, ontvang jou deurbraak in geloof. En nou, vat ons dit verder, nou praat ons dit. Ons skep dit, kom aan kerk, ons roep dit wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Ek wil dit oor jou uitspreek, terwyl die salwing kragtig op my is. Hoe kragtig het jou bediening deurgebreek? Hoe kragtig het jou kinders deurgebreek? Hoe kragtig het jou besigheid deurgebreek? Jy sê dalk vanmôre, sien ek dit nie, ek beleef dit nie, ek voel dit nie. Ek herhaal, jy word nie deur jou gevoelens gelei nie, jy word deur die Heilige Gees gelei. Jy kan God slegs behaag deur geloof. Hierdie vroedvrou was verstom, want ek dink nie dis iets wat jy elke dag sien nie. As jy weer met 'n ginekoloog praat met haar oor hierdie wonderlike preek van jou pastoor uit Genesis 38. Vry vir het jy al so iets gesien? Hoe kragtig het jy deurgebreek? En miskien is daar ook mense in jou familie wat neerkyk op jou en sê, ag, is maar net weer die en daai. En as hulle weer kyk, dan gaan jy ook sê, ek het kragtig deurgebreek met die hulp en genade van die Here. Die Here het vir my 'n goeie werk gegee. Kan jy amen sê? Die Here het vir my finansiëel voorsien. Die Here het toe al my kinders gered. Ons het kragtig deurgebreek. Kom aan. Ek wil dit oor Suid-Afrika losmaak. Hoe kragtig het Suid-Afrika deurgebreek? Hoe kragtig het die Here vir ons deurgebreek? Sien, want baie keer dan voel dit vir ons asof hierdie situasie onmoontlik is. As reg nou mense, jy hoef nie 'n profeet te wees om dit te weet, jy gaan deur 'n laagtepunt, jy smile, maar in jou hart huil jy. Ek deel elke dag met mense. Mense bel aan mekaar van waar, vir 'n woord, vir 'n wonderwerk, vir bediening, vir gebed. Hier is jou woord, God ken jou situasie. Dis mense vanmôre wat siek is, dis mense vanmôre wat met familiedrama te doen het. Dit het niks te doen met jou liefde vir Jesus nie. Jy sien, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Jou stryd is nie teen jou skoonma nie. Draai gaan na die ou langs en sê, my stryd is toe nou nooit met jou nie, hoor, nooit. Dis party ons, hulle is nou verlig, hulle het gedink is hulle stryd.
Ek wil dit weer sê, ons stryd is nie met hierdie regering nie. Mag die Here hulle uitsorteer. Ons stryd is nie met hierdie CRL nie. Mag die Here hulle uitsorteer. Jy kom teen God se kerk, die Here sal jou uitsorteer. Ek wil net iets sê, as ek nou my beskeie mening kan gee, want mense wil hoor wat ek te sê het. Daar mag dalk 'n 2% wees, of 'n 3% van ouens wat die klits kwyt is, wat hulle pastore noem wat nie is nie. Ouens wat gras laat eet en doem spuit en ek meen hulle rook dik zolle, regtig waar, dis nie pastore nie. En dit bring skade in die kerk, want nou sê mense, kyk wat doen hulle. Maar hoekom wil jy daai 2% wat selfbevryding nodig het? Nou wil jy almal onder dieselfde kam skeer. Maar wat van al die pastore, godsmanne, godsvroue, wat die Here dien vir jare, wat dekades spreek, wat God se kuddes lei met liefde en wysheid en insig, en wat net omgee, dag en nag. Is jy met my? Moenie kom teen God se gesalfdes nie. Let God be God. En ek sê nou vir jou, ons praat deurbraak. In hierdie maand, en ons verklaar Oktober, is vir ons 'n deurbraak maand. Ek wil hê jy met jou hand lig as jy kan. En dan sê, in die naam van Jesus, gaan ek soos Peres, gaan ek deurbreek, ek gaan uitbars, ek gaan oopbreek, na alle kante toe, en niemand kan dit keer nie. Ek sê nou vir jou, Labo Sababatangaya, enig iemand wat in God se pad wil staan, die Here help daai ou. Enig iemand, luister mooi, as hy beplan om sy kerk te seën, wie kan dit keer? As hy besluit om ons mense te seën, wie kan dit keer? Nou, ons het laas maand gesien hoeveel mense wat nie bydra nie, en ek wil dit aanspreek. Moenie laat vrees jou ongehoorsaam maak nie. Jy gaan deur 'n moeilike tyd en nou hou jy die Here se tiende en se deel terug omdat jy vrees. Moenie dit doen nie. Moenie laat God se werk daaronder lê nie. Moenie dit doen nie. Jy gaan in geloof die pad moet stap. Dit geld vir ons almal. En vanmôre sê ek vir jou, ons praat deurbraak. En dis 'n belangrike sleutel wat jy moet deurgee vir jou kinders. Wanneer jou bure vloek, dan praat jy lewe. Kom aan, wanneer al lelike goed op die nuus is, dan praat die kerk die woord. As jy met my, as jy die nuus nie kan hanteer nie, wat doen jy? Jy druk hy rooi knoppie. OK. So kyk gou hierdie, skryf dit neer. Jy gaan jou deurbraak moet praat. Praat jou deurbraak. Skryf dit neer of neem 'n foto. Praat jou deurbraak. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy wat siek is, ons, kyk gou hier, ek het nou nie hierdie neergeskryf nie, maar dankie Heilige Gees, geloof ontken nie die feit dat ons met moeilike omstandighede te doen. Kom aan, ons is mense. Ek kan nou vir jou eerlikwaar sê, as jou pastoor wat oor die 3 dekades preek, 33 jaar hierdie jaar, ons deel elke dag met mense met die grootste omgee en liefde. Ons ontken nie dat jy deur moeilike tye gaan. Geloof ontken dit nie, maar geloof sê jy gaan nie so bly nie. Geloof sê daar's 'n oplossing. Kom aan, geloof sê daar's genesing. Hierdie is goed. Geloof sê daar's verlossing. Kom aan, geloof sê daar's voorsiening. Geloof sê die Here maak 'n weg vir jou. Geloof sê God is met jou. Deurbraak. 'n Deurbraak wat jou verstom gaan laat staan. Halleluja. So praat jou deurbraak, skryf hierdie neer, jy gaan kry wat jy sê. Beloof jou, jy gaan kry wat jy sê. Mense sit almekaar by my, beraad mense, telefonies, en dan hoor ek hoe mense hulle self vervloek. Ek wil gou vir jou ietsie sê, meeste Christene het nie hekse nodig om hulle te vervloek, hulle vervloek hulle self. Ek het 'n groot geval gehad in die week waar ek iemand moes bedien, want hulle dink sy's vervloek. Sê ek, wie het vir jou so gesê? Hulle bel van waar? Nee, is 'n vriendin wat so gesê het. Sy doen bevryding. Maar miskien moet jy net ook 'n apostel in jou lewe kry. Sien, iemand wat die pad stap vir jare.
wat orde kan bring, wat jou kan help. Ek wil tog vir almal hier by Word and Spirit, ons hele kudde sê, omdat ek vir jou lief is, jou wil beskerm, moenie jou ore uitleen vir enige iemand wat sê hy is dit of dat nie. Ek kry baie ouens, hy noem hom dit, en hy die titel en daai, en as jy vir hom vra waar hy hom bid, dan nêrens nie. Nee, asseblief. Waarom bid jy en wie is jou pastoor? En waar betaal jy die Here se tiende? Sê gou vir my, waar onderwerp jy jou? Sien? En baie mense maak die fout, ek het soveel mense al bedien oor hierdie goed. Dan doen iemand hom voor asof hy in bevryding is, en dan sê hulle die snaakste goed, dan is dit eintlik niks anders as demoniese goed in. Was 'n ander ou wat vir my gebel het, uit 'n ander stad uit, Botawil, jare terug. En daar was so 'n program op die TV van 'n ou wat hom, kan nie eens die program se naam onthou nie, hy het hom profeet genoem of iets. Siener. Wat 'n klomp demoniese goede. Ou bel myself en hy sê, hierdie ou probeer, ek sê, hoekom doen jy dit? Ek stap met jou pad vir jare. Kom bel jy my nie voor die tyd nie, baie ouens bel jou na die tyd, dan moet jy nou die gemors regmaak. En ons doen dit met liefde, ek sê, hoekom bel jy nie voor dit? Nee, ek het gedink, hy weet, hy doen goed. Sê daai ou vir my, hy moet allerhande moetie drink en moetie, klomp twak, en hier op die TV lyk dit vir jou so mooi, siener. Glo my nou, daar is sieners, daar is profete. Maar wees versigtig as jy met my. Dis hoekom jy altyd kyk na iemand se track record, iemand wat kredietwaardig is, wat 'n pad stap. En ek sê die goed om ons mense te beskerm, alles daar buite is nie altyd goed nie. Jy sal nou lag. Ek deel met goed waar Afrikaanse mense by karavaantjies gaan stop. Afrikaanse mense. My vriend, hou op om daai goed te rook, dit maak jou de mekaar. Pastoor nie, ek het gedink, sy kan my help, sy het my teeblare gelees. Wat? Jy kan saam met my kom tee drink het. Jy lag oor hierdie goed, Afrikaanse mense, wat stop by demoniese agente, en dan kom daar vloeke oor hulle. Skielik is dit chaos in die huis, ongelukke, onheile, siekte. Luister, deel mekaar met hierdie goed. As jy 'n man van God in jou lewe het, nee, moet jy hom waardeer en met hom oppas. Moenie gaan na snaakse goede, en nou moet hulle jou kristalbal lees. En dan betaal jy ook nog 'n klomp geld. Daar is goed soos vloeke, ek doen reeks op reeks oor hierdie goed, daar is goed soos demone, verseker is daar. Maar moenie elke keer wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan dink jy's vervloek nie. Kan ek gou vir jou ietsie sê wat jy nie weet nie? Elke dag, elke Sondag, reg nou, hierdie plek is soos 'n lighuis in hierdie area. Dis soos absoluut 'n lighuis. Daar's sataniste en hekse wat vloeke uitspreek reg nou. Ek kan my nie steur aan dit heeltyd nie. Daai vloek gaan terug met 'n krag van waar hy kom. Het jy geweet dat vloeke word uitgespreek oor pastore, predikante, predikers, kerke? Het jy geweet baie van ons, van die ongelukke wat jy sien is vloeke? Nie almal nie, baie ouens ry net eenvoudig nie mooi nie, of hy is dronk. Maar ek sê nou vir jou iets. Daar selfs ouens, hulle gaan sit in dienste, en dan tik hulle agter 'n pastoor se naam, ons moet hierdie ou vervloek, want hy's 'n bedreiging vir Satan se koninkryk. As hier enige heks is vanmôre, welkom, mag die krag van God jou gryp in Jesus naam. As hier enige satanis is, mag Jesus jou red, want sy liefde is so groot vir jou, mag hy jou omdop en omkeer. Ons vrees geen duiwel nie, kan die kerk amen sê? Kom aan, ons is onder die bloed van Jesus. Maar ek voel tog om net dit te sê, miskien moet jy deurbraak begin praat. Hoekom praat jy heeltyd vloeke? Daar is sulke goede, maar nou kry ons sulke mense, nou jy die verkeerde vriendin en sy sê heeltyd vir jou die goed. Ek deel te veel met die goed, dis hoekom ek dit aanspreek. Nou, wie het vir jou so gesê? Nou maak jy oop vir vrees, want jy dink jy's nou vervloek. Nee, daar's 'n groot verskil tussen vloeke word uitgespreek, kyk gou hier, en jy is vervloek. As jy vervloek is, beteken dat daai vloek het gevat by jou.
Nou is 'n preek vir 'n ander dag, maar die Bybel sê baie mooi, as daar nie plek is vir 'n vloek nie, gaan hy terug van waar hy kom. En ek wil sommer dit reg nou doen, Kabo Salabataya, met hierdie apostoliese salwing. Ek wil vir elke vloek sê wat naby Word and Spirit probeer kom, gaan terug met rente van waar jy kom, in die naam van Jesus. Gaan terug met 'n krag in die naam van Jesus. Kom aan, elke vloek wees gebreek in die naam van Jesus Christus. Maar jy sal weet of daar oop deure in jou lewe is, dan moet jy hulle gou toemaak. Want dit werk so. Hulle stryd tot vandag toe in die kerk, kan 'n Christen 'n demoon hê. En die ouens wat stry, dis ouens wat nie duiwels uitdryf nie. Ekskuus, in plaas dat hulle vir die apostels en profete in die kerk vra om die pastore te leer wat die goed doen. Vraag is baie maklik. Kan jy sondig? Ja. Want jy kan kies om dit te doen. Net so beteken dit jy kan kies om oop te maak vir 'n demoon in jou. Dis die antwoord. Ek het hoeveel demone uit Christene gedryf. Mense wat lief is vir Jesus, maar hy het 'n deur oopgemaak. Hoekom sê ek hierdie goed? Want is relevant. Ons vertrou die Here vir deurbrake, bevryding. Kom aan, dat die Here jou kinders sal bevry. Daai ouetjie wat so verslaaf is, wat dit ook al is, ons wil vanmôre dit praat. Kom, lig jou stem. Mag daar 'n deurbraak kom vir daai kind. Halleluja. Mag die Here daai kind red. Mag die Here daai kind verlos. Kan julle amen sê? Mag die Here huwelike gesond maak. Daai alkoholist, kom aan, daai druggie. Ons veroordeel niemand nie. Mag die Here 'n deurbraak gee. Ons praat dit en ons sê, hoe kragtig het jy deurgebreek in Jesus naam. Hulle vat so 'n bietjie in jouself, kom dat ek jou net help. Enige iemand vrymaak nou onder die geklank van my stem. Jy wat voel jy is vervloek, ek breek daai vloeke oor jou in die naam van Jesus. Kom, sit jou hand gou daar. Ek pleit die bloed van Jesus oor jou huwelik, oor jou kinders, oor jou finansies, oor jou werk. Word and Spirit familie, ek maak jou toe. Woo, you are covered. In die naam van die Here verbreek ons elke negatiewe woord, elke vervloeking en ons sê gaan terug. En nou wil ek hê, as ek 3 tel, wil ek hê jy moet dit hardop skree en sê, gaan terug in Jesus naam. Nou moet jy sien wat gebeur in die gees, as jy 'n ou is wat kan sien, en hoor in die gees, dit is soos, dit gaan kilometers ver, dit gaan terug, is jy gereed? Gaan terug in die naam van Jesus, 1, 2, 3, kom aan, gaan terug in die naam van Jesus. Miskien moet ek 'n reeks weer doen oor vloeke en seëninge, baie relevant, want daar's nou kerkkringe wat sê, ons glo nie in dit nie, ons glo nie eens aan die duiwel nie. En die duiwel sê, ja, julle maak dit al maklik vir my. Ek bedoel, 'n pastoor wat nie glo in hierdie goed, hoe help jy jou mense? Praat jou deurbraak. Jy gaan kry net wat jy sê. Kyk gou hierdie skrif, ek sluit af. Spreuke 18:21, lees dit hardop saam met my, gereed lees. Dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik. Stop net daar. Wie? Wie? Kom aan, praat met my. Wie? Maak nie saak wie jy is. Hier is die kruks. Maak nie saak wie jy dink jy is. Jy's dalk nie eens op 'n goeie plek nie. Maak nie saak. Elkeen. Jy gaan kry net wat jy sê. Kom ons lees dit weer, gereed lees. Dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan. Selah. Vat so 'n bietjie in jouself. Kom dat ek jou begelei, ek is amper klaar. Sit jou naam daarin, jy weet wat jou naam, né? Dit gaan so begin, dit gaan sê, Henry, ek is Henry, jy moet weet wie jy, hoor. Vraag of jy langs jou, weet jy wie jy kom, party wonder nog. Julle wat so in die bed lê en hot chocolate drink, weet jy wie jy? Ja, die Here is so goed, dit is so lekker om in die kerk te wees. Om onder die gesalfde woord van die Here te sit. Sit jou naam nou daar, gereed, né? Sê, Henry, jy gaan soos Peres uitbreek, deurbreek, oopbreek, uitbars, alle kante toe. Kom aan, praat, links, regs, vorentoe, agtertoe. Jou vooruitgang sal duidelik wees vir almal. Kom aan, praat, jou deurbraak
gaan groot wees. Jou familie gaan verstom staan. Sit jou naam weer in, sê Henry, sit jou naam. Jy is gesond, jy is gesalfd, jy is geseënd, die Here is met jou, jy is onder die bloed van Jesus, en goddelike deurbrake, kragtige deurbrake, is jou deel. Sê, dis my deel. Draai gaan na iemand toe, kom, 2, 3, sê, dis jou deel, vat dit, kom aan, dis jou deel, dis joune. In Jesus naam, kom aan, gee die Here lofoffer, kom aan, gee die Here prys, kom aan, rejoice! Amen. Sjoe. As jy siek is in hierdie plek, kan ek vir jou bid, hierdie salwing op my, as jy kan staan net waar jy is. Ons glo nog in goddelike genesing, kom, elke week bid ons vir siekes, elke week word, weet jy wat, as hier iemand siek is, word hy onmiddellik besoek. Kyk net hoeveel mense is. Kan ek die liggaam van Christus vra om staan gou so 2, 3 om, lê jou hande liggies op iemand se skouer, kom, oralste. Labo sababapataya. Mag jy kragtig deurbreek in jou liggaam. Niks anders bid as wat ek gepreek het nie, niks anders. Net deurbraak. Lig jou stem, kom ons bid nou, deurbraak in hulle liggame, deurbreek. Hoe kragtig breek jy nou deur in jou liggaam? Gesondheid, ons bestraf hy siekte, ons bestraf daai pyne, gaan uit in Jesus naam. Elke vervloeking, elke vloek, elke negatiewe woord van siekte, ons breek dit in Jesus naam. Wees gesond. Jesus is die geneesheer, kom aan. So wat doen jy nou? Jy ontvang dit en jy praat dit, so sê sommer klaar, dankie Jesus, dankie Here, ek ontvang my genesing. Kom aan, ons dank die Here vir die gawes van die Heilige Gees, gawes van teaching en prediking en genesing en profesie en kom, woorde van kennis. Ek wil graag nog 'n gebed doen voor ons die diens afsluit. As jy die Here vertrou vir werk, of jy wil instaan vir iemand, ons kry geweldige versoeke, veral vir ons jong mense in hierdie tyd. Sien, dis 'n uitdagende tyd, maar nou die probleem is, jy praat dood. Ek het nou klaar gepreek, jy moet verstaan. Jy praat dood as jy goed sê, soos, ons kinders gaan nie werk kry. Dis niks anders as jy vervloek hulle klaar nie. Jy sien dit net nie so nie, want jy voel, jy is nie 'n satanis nie, maar dis nog erger as jy dink Christene wat vervloek. Want jy kan ook verstaan as hekse vervloek, hulle word betaal om dit te doen. Is dit nie veel lekker om in 'n kerk te wees, kom aan waar jou pastoor jou net seën en die waarheid bring nie. Maar nou wat help het, ek sien jy stap hier uit en nou is daar iets by die huis en nou praat jy weer lelike goed. Want ek kry sulke mense wat goed sê soos, en as jy blank is, en as jy 50 is, moet jy weet, jy kry nie werk nie. Jy sien, jy leen jou ore te veel uit vir die nuus en jy is te min in die woord. Dit was goed, Henry, dit was fantasties, dit was. Ons sien deurbrake, die Here het gesê, hierdie is die jaar van belofte. Ons het dit in ons eie huis gesien. Die Here fenominale deurbraak gedoen, fenomenaal. Ek bedoel dis, jy staan verstom oor wat God kan doen. En ek sê nou vir jou, die Here, hy is geen aannemer van die persoon nie. Jy gaan moet leer om reg te praat, want jou mond is jou probleem. Party ons kom vir berading, en dan moet ek vir hulle sê, meneer, jou mond is jou probleem. En dan like hulle dit nie. Mevrou, jou mond is jou probleem.
Ek sê nou vir julle, ons het met uitdagings te doen, maar moet ons dit heeltyd praat, of moet ons die woord praat wat bedien word? So al wat ek vra is dat mense net met my saamstem. As ek die woord bedien en oor jou profeteer, vat dit net. Daai kind van jou wat werkloos is, ek is hier om saam met jou te stem. Staan gou op as jy wil in sy plek staan. Doen dit nou in geloof. Daar's soveel kinders wat werk soek, mense wat werkloos is. Kom, kyk net hierso. Kyk net hier. Hier is 'n plek van wonders en tekens. En al wat jy kan doen, jy kan ek soek die Afrikaans. You can tap right into this anointing. Vat dit. Hoe sê ek dit in Afrikaans? Hallo. Koop in? Nee. Tap in. Alright, kan iemand my help? Kan iemand gou Google? Tap in. Tap into this anointing. Jy moet dit vat, maar ek soek daai woord. In slot. Okay. In slot. Inskakel. Alright, maar jy hoor wat ek wil sê. Tap into that anointing. Staan gou, ek voel hier's mense wat moet staan. Jy bid vir jou kind vir 'n werk, baie lankal. Miskien vir 'n boetie, 'n sussie, 'n pa, ma. Spesifiek vir werk. Ek wil vir jou wys en ek wil vir jou sê, ons gaan aanhou om die Here te vertrou. Ek weier om te luister wat die wêreld sê. As die Here jou nog in Suid-Afrika wil hê, met ander woorde, jy moet nog hier wees, dan moet die Here vir ons 'n weg maak. Hoe klink dit? Dan moet ons sê, Here, ons vertrou U, U sal 'n weg maak. Kyk, ek het daarom op hierdie mat al gebid hierdie week. Ek sê dit nie om indruk te maak, ek probeer vir jou sê, ons vertrou die Here. Kan ek nou weer mense kry rondom al hierdie mense, van hulle staan in vir hulle kinders. Wag tot jou kind 'n werk nodig het. Wag tot jy God vertrou vir 'n deurbraak. Kom, dan moet iemand by iemand wees. Kom, 'n persoon sit jou hand liggies op iemand. As hierdie is 'n wonderlike geleentheid vir jou om te staan, om in te staan vir jou kind. Jy moet dit nou doen. En wat praat ons? Net deurbraak, dis al. Wat bid ons nou? 'n Kragtige deurbraak in daai kind se lewe, in die naam van Jesus. Goeie werke, goeie geleenthede. Goeie geleenthede. Here, ons weet nie altyd hoe nie, U is die God van deurbraak, ons vertrou U. Sjoe, kan jy dit beleef, die deurbrake wat plaasvind? Jy wat nou instaan vir daai persoon, kyk vir my, as jy vir my kan kyk, ek is hier onder die ligte. Al wat jy doen is sê, Here, ek ontvang dit, en nou sê jy dankie, dankie, dankie. Dis geloof, jy vat dit. Dankie Jesus. Sjoe, ons sien uit na baie getuienisse. Jy kan die sitplek neem. Kom ons neem 'n geseënde offergawe op. Ek wil net voor ons dit doen. Staan net stil, al die diakens.